Vader, wat 'n voorreg het is om stil te raak voor U. Here, dit is 'n voorreg om 'n God soos U te dien. Ons is dankbaar dat ons ook vanoggend in die huis kan wees. Ons bid dat U in ons midde sal inkom. Kom raak ons harte aan, Vader, en dankie dat ons kan stil wees sodat ons U stem kan hoor. Gaan met ons deur hierdie diens. Spreek U met ons. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Die skrifgedeelte waaruit ons vanoggend lees is Jesaja 41 vers 10. En jy kan, as jy wil, in die Bybels blaai na Jesaja 41 vers 10. Dit sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. En hierdie woorde wat ons in Jesaja vind, het vir my baie betekenis gegee. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Verlede week het ons 'n kamp aangebied vir behoeftige kinders. 74 behoeftige kinders het ons na omgesien. Kinders wat nie kan bekostig om op vakansie te gaan nie. Kinders wat in baie aspekte behoeftig is. Ons het 'n baie heerlike week gehad. Soos dit was dit ook koud geweest. Ons het hierdie kinders baie dinge probeer leer. Ons het vir hulle lekker kos gegee. Ons het vir hulle omstandighede probeer skep wat hulle dalk nie baie gou weer sal teekom nie. Ons het hulle ook die Bybel geleer. En elke oggend het ons godsdiens gehou en dan het ons 'n paar Bybelkarakters met hulle deurgegaan. Daar was Dawid, Salomo, Joas, Esther en dan Sabat het ons afgesluit met Jesus. En ons het vir hierdie kinders wat in die ouderdomme van 9 tot 12 jaar oud was, het ons geleer hoe Jesus jou kan gebruik selfs as jy klein is. En in hierdie karakters het ons vir hulle gewys hoe jy met Jesus kan praat. En hoe jy Jesus kan vra om hulp. En daar's 'n paar kinders wat ons na in die hart gelê het. In die begin toe hulle aangekom het, was hulle stil, teruggetrokke, en hoe die week aangegaan het hulle ontkiem, het hulle ontdooi. Van hulle was baie ondeend geweest. En die raadgewers het hulle hande vol gehad. Ek het net nou gesien vir die diens begin, hier is een van die raadgewers hier. Daar sit sy, Tanisha. So sy weet waar ons deurgegaan het. Haar op jou tande nodig, met 74 ondeende klein kindertjies. Maar ons het hulle geleer, dat jy moet bid. Dat jy moet bid en die Here vra basies vir alles. Dat jy in gebed na die Here toe kom. Ek wil graag 'n liedjie laat speel wat ons vir hulle gespeel het wanneer ons die godsdienstoggend begin het hulle 'n klomp liedjies gesing. En dan wanneer hierdie liedjie gekom het, dan het hulle stil geraak. En ek wil laat jy luister na hierdie liedjie.
voor ons verder gaan. Dis die liedjie wat ons, voor ons begin het om oor die Bybel te praat, vir hulle gespeel het en hulle uit volle bors saam gesing het. Ons het hulle geleer dat hulle na Jesus toe kan gaan. Maak nie saak wat die omstandighede is waar hulle self bevind nie. Sondag toe almal hulle goedjies gepak het en huis toe gaan, was daar baie hartseer gesiggies. Want soos ek gesê het, kom hulle uit gebroke gesinne en partykeer haaglike omstandighede. En ek onthou die een dogtertjie het gesê sy wil nie huis toe gaan nie. Daar's van hulle wat gesê het ons gaan wegkruip sodat die bus ons nie kom haal nie. Daar's van hulle wat gesê het vir van die raadgewers, wil julle my nie aanneem nie. Maandag kry ek 'n oproep. Een van die kindertjies het van die raadgewers gebel en gesê, help asseblief. Ma en pa is in 'n ewige geveg betrokke. Die omstandighede waarin sy is, was waar ondraaglik en sy bel die mense wat haar geleer het om te bid. Sy sê, help my asseblief. Ek het al 3 keer gebid en niks het nog gebeur nie. Ek het met die raadgewers gepraat en vir hulle gesê wat hulle moet doen. En ek het daarna gedink, en daarom die titel van my preek vanoggend, wanneer ons bid. Min het ek ook geweet dat ek later in die week myself ook op my knie sal bevind. Spraakloos en nie weet wat om vir die Here te vra nie. Weet nie hoe om my saak met hom te bespreek nie. Het u al op daardie stadium gekom in die lewe waar dinge vir u so moeilik geraak het, dat u op die knie neerval en u weet nie wat om vir God te sê nie.
Jy sien, ons is geneig as ons bid, dan bid ons, Here, gee dit vir my, help my met dit, doen dit vir my. Maar hier vind ek myself op my knieë, en ek weet nie, hoe om met God te praat nie. Ek het raad om vir kinders te sê, dis hoe julle te werk gaan. Ons kan vir ander mense sê, praat met God. Stort jou hart uit teenoor God. Maar hier is ek op my knieë, en ek weet nie, wat om vir God te sê nie. Dit laat my dink aan 'n karakter. Een van die karakters wat ons met die kinders gedeel het. Haar naam is Esther. Het al die verhaal van Esther aandagtig gelees? Hier is 'n jong dogtertjie wat ook teëspoed van dag 1 af gekry het. Sy is as 'n Jode dogtertjie gebore. Hulle word weggevoer in ballingskap. En op 'n jong ouderdom verloor sy beide haar ouers. Wat 'n begin van 'n lewe is dit, as jy weggevoer word uit jou omstandighede, na vreemde plekke toe. Jy verloor boonop beide jou ouers, en jy vind jouself, wie weet waar. Gelukkig het sy 'n oom met die naam van Mordegai wat vir haar huisvesting bied. En hy gee vir haar 'n huis, en hy gee vir haar liefde, en sy kry weer sin vir die lewe. Ek glo dat haar ouers haar geleer het van die God wat hulle aanbid. En dat sy met daardie God in gesprek was. Die koning van daardie tyd het oor 'n redelike groot gebied geheers. Hy regeer oor 127 provinsies. Dit strek van Indië tot by kus. Koning Ahasveros. Hy het 'n koningin gehad met die naam van Vashti. Eendag het hy haar laat roep en vir haar gesê, jy trek vir jou baie mooi aan, en jy kom voor al my gesante, wil ek vir hulle wys hoe mooi hy is. Vashti was 'n baie pragtige vrou gewees. Maar sy weier. Sy sê, ek gaan dit nie doen nie. En die koning besluit dat sy nie meer die koningin sal wees nie. Want jy kan nie teen die koning draai nie. As die koning 'n bevel gegee het, moet jy dit gehoorsaam. Koning Ahasveros besluit toe om vir hom 'n nuwe koningin te kies. En hy roep al die klein jong dogters in die streek van Susan. En hy sê, bring hulle sodat ek vir my een kan kies om as opvolger vir Vashti te dien. So kry hulle almal bymekaar, waaronder Esther dan ook val. En as ons die boek van Esther lees, dan sal ons sien dat sy mooi van aansig was. Sy was 'n baie mooi jong dame gewees. In dieselfde tyd tel haar oom Mordegai probleme op met 'n familielid van die koning. Haman het homself baie hoog geag. En hier stap hy en almal buig voor hom neer. En Mordegai, wat in die tempel ook diens gedoen het van die koning, hy was as deurwag gewees, buig nie voor Haman neer nie. En Haman word kwaad, omdat Mordegai nie voor hom buig nie. En hy laat die koning 'n dekree uitvaardig, dat alle Jode gedood word. Mordegai vind uit van sy planne, en hy trek vir hom ou klere aan, en hy bestrooi homself met as.
En hy loop in die straat rond en hy skree. Wat hy geskree het, weet ek nie, maar ek neem aan dit was, help ons Here, ons gaan doodgaan. Ester word as die nuwe koningin gekroon. Want die koning het haar gesien as baie mooi en sy het guns gewen by hom. En hy stel haar aan as koningin. Sy sien haar oom is baie hartseer. Sy stuur van haar dienaars uit om te gaan uitvind wat is fout. En soos die storie aangaan, vertel hy haar dat, kyk, dit is wat gaan gebeur, die Jode gaan doodgemaak word. Jy moet na die koning gaan en vir hom sê wat is aan die gebeur en help ons. Haar antwoord aan hom was, ek kan nie gaan nie. Ek het 'n afspraak nodig om by die koning te kom. Sonder 'n afspraak sal hy my doodmaak. Ek wil vir julle lees wat Mordegai vir haar sê. Daarop, en dit is in Ester 4 vers 13 en 14. Daarop sê Mordegai dat hulle Ester moes antwoord, verbeel jou nie dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie. Want as jy jou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom. Maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd, soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Mordegai besef dat sou koningin Ester nie vir hulle in die bres tree by die koning nie, dat God op 'n ander manier tot hulle redding sal kom. Ester se antwoord, vers 16. Gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vind is, en vas julle om my ontwil, en julle moet nie eet en drink nie. 3 dae lank, nag en dag, ek ook met die dienaresse sal net so vas, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om. Ester besef die woorde wat soos ek net vir ons gelees het uit Jesaja, dat God altyd met jou is. Sy is bereid om by die koning in te gaan, selfs as sy omkom. Maar voordat sy ingaan by die koning, wat doen sy? Sy gaan vir 3 dae lank en sy spandeer tyd met haar God. Sy vas en sy bid. Ek glo sy bid om genade. Die probleem wat ons baie keer ondervind, is dat ons 'n probleem ontwikkel of ondervind, dan vra ons vir God, neem die probleem van my af weg. Here, laat ek hierdie probleem omseil. En baie keer gebeur dit nie. Dan wil ons weet, werk gebed nie? Het God ons verlaat? Of is my sonde so baie dat God nie aan my aandag gee of my hoor nie? Het u al op daardie stadium van u lewe gekom, waar u bid en u vra vir God om met u te wees in 'n probleemsituasie? En nadat u gebid het, gaan u tromp op in daardie situasie in. En dan wil u weet, hoekom Here? Hoekom? Ek het gebid, maar hier is die situasie nog voor my. God het nie vir Ester uit haar situasie uitgehaal nie. Die Jode, die koning het 'n wet vasgemaak wat nie verander kon word nie. Maar ons dien 'n genadige God. God gebruik ons omstandighede partykeer
om sy naam groot te maak. Ons bevind ons in omstandighede waar ons dink, dit is hulpeloos, ek sien nie meer kans om hier aan te gaan nie. Maar dis in daardie omstandighede waar God ons help. Esther het by die koning ingestap. En hy het guns by haar gevind. Sy scepter het op haar geval. En sy kon met die koning praat. Die koning het haar gevra, wat is jou versoek? Wat is jou bede? En sy het die koning meegedeel dat sy graag 'n ete wil voorberei vir die koning en vir Haman. Want sy het geweet, daar sou sy die planne tevoorskyn bring. As jy die verhaal verder lees van koningin Esther, sal jy sien dat die planne van Haman openbaar gemaak was. Maar nog steeds was hierdie omstandighede waar die Jode om die lewe gebring moes word, nie weggeneem nie. Die koning het nie gesê, wel, kom ek vat hierdie wet weg nie. Hierdie wet het vasgestaan. Maar in hierdie donker situasie waarin hulle self bevind, het God die koning sy hart versag. En hy gee 'n nuwe bevel. Hy vra vir Esther, wat is jou bede? Sy deel om sy bede meer. En die koning sê, julle kan julleself ten alle koste verdedig. Die bevel wat ek gemaak het dat die Jode doodgemaak word, kan nie weggevat word nie. Maar ek maak 'n nuwe bevel dat julle die Jode julleself kan bewapen en julle kan verdedig. Maak nie saak wat nie. En weet jy wat gebeur? Daardie bevel gaan uit na al die streke. Die koning gee ook nog 'n bevel, dat al die goewerneurs en mense wat aan hom rapporteer, hulle by die Jode moet skaar. Hy draai basies teen homself. En baie van die mense word bevrees. Mense word bevrees dat hulle sien wat se mag hierdie Jode het en hulle word Jode. Die Jode in hierdie gebied word gespaar. Haman se 10 seuns word om die lewe gebring toe hulle die Jode aanval. Jy sien vriende, soos ek net nou gesê het, ons vra die Here baie keer om ons situasie waar ons self bevind, weg te vat. Maar ons vergeet, wanneer ons bid, dat ons met die God van die heelal praat. 'n God wat tot alles in staat is. Hy kan vir ons, binne in ons situasie waar ons osself bevind, 'n oplossing bied. En sy naam kan groot gemaak word. Ek het nie met hierdie dogtertjie gepraat nie. Ek weet ook nie wat intussen met haar gebeur het nie. Maar ek kan my indink hoe negatief sy moes gevoel het dat daar nie dadelik vir haar redding gekom het nie. Ons wil baie keer hê dat God ons moet neem uit daardie situasie en ons verplaas na 'n gelukkiger situasie. Dis nie altyd die geval nie. Laat toe dat God daardie situasie gebruik om te wys wie jy dien. Ons dien nie 'n onbekende God nie. Ons dien 'n God wat aktief betrokke in ons lewens is. Hoe klink dit wanneer u bid? Hoe klink dit wanneer u op u knieë neerval en daar is moeilikheid wat voor u wag?
Is dit 'n selfsugtige gebed? Is dit 'n gebed, Here help, red my? Kyk ons na onsself. Of wil ons hê dat God verhoog moet word? Wil ons hê dat God wat ons dien, deur almal gesien kan word? In Ester se geval, het al die streke gesien, wat God hulle gedien het. Ons lees nêrens in die boek van Ester, dat God se naam genoem word nie. Maar as u die verhaal lees, kan u sien hoe God gewerk het, van Ester se klein dae af, hoe God haar gelei het, hoe God die magte gelei het wat daardie tyd geheers het, hoe God aktief betrokke was in hulle lewens. Vriende, God is aktief betrokke in u lewe. Na ek 'n lang tyd op my knieë, spraakloos gespandeer het, sê ek vir die Here, ek weet nie wat om te verwag nie. Maar ek weet, dat U 'n doel met ons lewens het. Vader, ek weet, dat U omgee. Ons dien 'n God wat vir ons omgee. Ons het die bewys van daardie jare. Ons het die bewys in ons eie lewens. Elkeen van ons het 'n verhaal om te vertel, hoe God in u lewe werkbaar was. Waar hy u gehelp het om omstandighede waar u gedink het, dit nooit moontlik sou wees dat u daardeur sou gaan nie. Die ding is net, sou u deur daardie omstandighede gaan, nadat u tot God gebid het, en hy vir u 'n uitweg gegee het, of u deur daardie omstandighede geneem het, wat maak u? Gaan u aan met die lewens? Of val u weer op die knieë neer en sê, Here, dankie. Dankie dat u vir my omgee. Wanneer ons bid, wat bid ons? Dit is belangrik dat ons moet, as ons bid, dat ons God moet erken as skepper. Ons moet God erken as die een wat ons probleme kan oplos. Ons moet God kan erken as die een wat ons vorentoe kan neem. Toe Jesus in die tuin van Getsemane op sy knieë geval het, was sy gebed aan sy Vader, asseblief neem die beker van my, maar nie my wil nie, u wil. Soms bid ons, Here, neem hierdie situasie vir my af weg. Ek wil nie hierdeur gaan nie. Maar dis nie ons wil nie. Dis God se wil. En ons moet berus by sy wil. Ons moet God loof in al die omstandighede waarin ons onsself bevind. Baie keer is dit nie ons toedoen hoekom ons daarin is nie. Maar ons moet God nog steeds loof. Prys God dat hy vir ons uitweg sal gee in ons omstandighede. Ek reken hierdie klein dogtertjie het gebid. Jesus, help my dat my ouers nie meer moet beklei nie. Help my of neem my weg uit hierdie huis uit. Maar soos Ester gebruik was deur God, kan God hierdie klein dogtertjie gebruik in 'n huis waar mense God dalk nie ken nie, om God se naam hoog te maak. As ons weer bid, wanneer ons bid, kom ons kyk hoe ons bid. Dis my gebed vir u vanoggend. Amen.